Hallo julle, Hallo daar. die winter is hier, julle kan dit in ons kleredrag sien en dit het op 'n Dinsdag gekom. En ek glo nie dit gaan weer weggaan nie. Nee, mens kan eintlik voel hoe kom die lug so of die wind so oor die sneeu van Lesotho hier aan. Ja, So hier uit nee. die weste uit. Ons het verlede week gepraat oor Tagore en die pragtige beelde wat hy gebruik. En hy het ons so geïnspireer en ons het so 'n goeie terugvoer gekry en mense is so aangeraak en aangevuur deur sy mooi frases en beelde dat ons gedink het hy het 'n skatkis waarby ons nog 'n rukkie kan stil staan, nie noodwendig miskien opeenvolgend nie, ons kan dit miskien bietjie versprei, maar ons wou tog 'n bietjie nog by sy mooi beelde stil staan. En toe ons nou daarmee besig is en ons lees 'n bietjie meer oor Tagore op, toe besef ons maar hy word baie mooi uit die aard van die saak aangevul deur ander digters, maar in besonder deur Hafiz, die Persiese digter. So dit was ook sulke mooi beelde. Ja. En wat my altyd van Hafiz opval is hoe Hafiz in 'n vreeslike intieme verhouding met God is. Baie intiem. Hy gebruik ook liefdestaal in sy gedigte, speelse taal. Daar's iets baie speels in Hafiz. Dis amper of hy dig met 'n vonkel in sy oog maar dan sê hy hierdie groot waarhede. Ja. Terwyl Tagore die een besondere beeld na die ander uitreig en in 2 lyne wêrelde met mekaar verbind en diepte bereik. Dis net briljant. So hierdie week, miskien wil jy iets sê oor wat die oorkoepelende tema is. Ja, ek dink ons het begin deur te kyk na een van Tagore se eintlik sy Fireflies. So die Fireflies is 18 bladsye van sulke 2 of dalk 4 lyne van beelde, van kombinasies van dinge wat hy bymekaar bring, baie natuurbeelde, baie die sterre en 'n speel tussen die sterre en die vuurvliegies en sulke pragtige beelde. En 'n paar wat tot ons gespreek het wat eintlik by mekaar aanhaak het te doen met werk en met speel of met rus of met dit wat vir jou ontspanning, genoegdoening. So die en mense sou nou sê ons, en ek dink veral in die westerse wêreld, voel dat daai dinge is amper dit wat ons koop met ons werk. So, aan die een kant dit wat ons koop met ons werk, maar ook wat ons doen sodat ons beter kan werk. Ja, so hy het so 'n tweesnydende swaard. Dis hoe ons in die weste dikwels met werk, met rus omgaan. Hoe harder ek speel, hoe harder ek werk, hoe harder kan ek speel. Dis reg. Maar rus en daai tipe ding is eintlik net sodat ek nog harder sal kan werk. Dis reg. So dis baie keer hoe ons So met ander woorde, die kern daarvan is die sentrale punt is werk. Ja, die werk staan sentraal en ons dink ook dis wat van ons verwag word. Ja, en ons vind ons identiteit daarin. Ja. So en dan kom hierdie 2 digters en hulle keer die hele ding op sy kop. Ja, en miskien gaan ons vandag met Hafiz begin. Ja, ek dink so. Hy het so 'n pragtige gedig. Die titel daarvan is A Suspended Blue Ocean. The sky is a suspended blue ocean. The stars are the fish that swim. The planets are the white whales I sometimes hitch a ride on. And the sun and all light have forever fused themselves into my heart and upon my skin. There is only one rule
on this wild playground. For every sign Hafiz has ever seen reads the same. They all say, "Have fun, my dear. My dear, have fun. In the beloved's divine game. Oh, in the beloved's wonderful game." Och, dis allemaal mooi. Dis pragtig. En dit kom daarop neer dat die ek wil amper sê dit wat God vir ons wil hê is om vreugde te hê, om te speel, en ek dink as jy dit kan selfs bereik in jou werk, dit wat jy doen, jou brood en botter vir jou verdien, wat werklik, en ons kom baie keer terug na dit, wat jou passie is, wat jou diep, sê nou maar jy is baie lief vir woorde, en jy kan jou uiting kry daarin om te skryf, om gedigte te doen, of om resensies te skryf, of wat dit ook al, jy is besig met woorde. En ek dink in baie opsigte, ek dink op myself in terme van die pottebakkery, dit is verskriklik lekker, dit is speel ook vir my. Maar wanneer jy 'n groot bestelling het, en was altyd daai donkiewerk, sê ek, wat ek sou dit wou mis, net om by die lekker deel van die skep van die ding uit te kom, maar dit is natuurlik altyd deel daarvan. So, maar net, en dan dieselfde eintlik, wat Tagore sê, is, hy sê, as a river in the sea, work find its fulfillment in the depth of leisure. En jy het dit nou mooi, toe ons daaroor gesels het, mooi gesê. Hy sê, as a river, as a river in the sea, work find its fulfillment in the depth of leisure. So met ander woorde, wat is die einddoel? Wat is die eindbestemming van die rivier? Dis die oseaan. Ja, om in die ek wil amper sê, om ingeneem, opgeneem, in die rus in te gaan. Ek wil dit amper so stel. Ja, om in te vloei in die ruimheid van die oseaan. Ja. En hy sê, werk is die rivier. Ja. Baie interessant, hy noem nie dat rus die rivier het nie. Binne ons verwysingsraamwerk sou ons rus die rivier gemaak het, die ondergeskikte. Tagore sê, die rivier is werk. En daardie werk vloei in die groot oseaan van rus in. Ja. En vind sy vervulling daar. Ja, en fun, joy, die goed wat Hafiz van skryf. There's only one rule on this wild playground. Hy beskryf eers die wat is dit, die heelal. Ja, né? ja. En dan sê hy, Grootse dinge. Hierdie is 'n wilde speelgrond. Dis 'n Ja, speelpark. ja, En daar's net een reël. Dat jy vreugde sal vind, dat jy genoegdoening, speel, ja. in hierdie wonderlike wêreld. Ja. En die ding is, ons het arbeid, en ek dink nie Tagore se hoofdoel is om arbeid te minimaliseer of om dit te degradeer of om dit te minag nie. Maar hy gee aan dit die regmatige plek. Net soos wat Tagore doen. Tagore. Soos wat Tagore doen, maar selfs Hafiz. Hafiz doen dit ook. Ja, In die sin van die ding waaroor dit gaan is die vreugde in die lewe. Ja. Die groot rus wat ons eintlik in kan wees, om te weet ons word gedra. ja, Soos 'n oseaan 'n rivier sou dra. ja, en Sou opneem. En Ja. deel van homself maak. En nou die ding is, ons werk met die basiese veronderstelling dat weer eens die dinge wat ons voel belangrik is en realisties is. Ons kom aanhoudend terug na realisties. As jy verantwoordelik en realisties wil wees,
dan moet jy verskriklik hard werk. Dis jou verantwoordelikheid. En natuurlik moet ons dit geniet, maar ons sê deur werk kry ons dinge. Die Nederlanders het 'n baie interessante spreekwoord wat sê die wêreld gaan aan vlieg ten onder. Deur verskriklik vlytig te wees, gaan die wêreld ten gronde. Want ons mis eintlik die punt. Ons mis die rus. Ja. So dis groot en geweldige dinge, dit gaan oor ons prioriteite. En wat ons mee dryf, en uiteindelik weer by die buttonhole uitkom. Ons kom weer by die buttonhole uit. My flower, find not thy thy paradise in the fool's buttonhole. Ja. Moenie jou paradys in die werkspasie vind nie. Ja. Dis in die wild playground. Ja. Dis waar jy geplant moet wees. Ja. Ja. So, dit is nogal ek dink al hierdie dinge, dit is net om ons op 'n plek te bring waar ons in so 'n groef verval en sê dis hoe 'n mens behoort te dink. En dan kom hulle heeltemal hier uit 'n averegse rigting. En hulle sê, is dit regtig so? En wat as ons aan die ander kant begin? Wat as ons aan die ander kant begin? Ja. Wat as Hoe dit beïnvloed dit my werk? Wat as dit die kosmiese reël is? Ja. En al maak dit ons minder selfversekerd dat ons dood moet werk, dan dink ek het hulle al klaar hulle doel bereik. Ja. Ja, dis lekker om met die digters besig te wees, dis lekker om julle terugvoer te kry en hopelik hier in die winter gesels ons volgende week weer. Bly warm almal. Mooi bly.